die woorde van hierdie lewe. Here, ons herinner ons aan die skrifte wat sê dat Johannes self getuig het wat hier op die bors van Jesus gelê het. Dan uiter hy hierdie woorde en sê, en dit is die ewige lewe, dat ek U sal ken. En ek bid dit vanoggend vir jou, dat jy hom sal ken. So diep sal ken, dat jy sal weet as hy verbykom, jy sal weet as hy roep, jy sal weet as hy jou trek, hy sal weet as hy in jou praat, jy sal weet, want die skrif sê, die skape ken die stem van die herder, hulle is geoefen, hulle ore is geoefen, hulle is gelei, hulle ken die stem, hulle ken die fluit, hulle ken die teenwoordigheid, dat daar is hulle veilig, hulle is beskermd en hulle kan eet van die groen weiveld, hulle kan lê, hulle kan rus. En die Here roep ons so tot daardie plek wat jy kan oorgee, ingee, maar nie voorgee nie, ingee en oorgee aan hom wat die Vader is, wat jou beloftes gegee het, wat jou lei in die skrif, die rema woorde van God, die geïnspireerde skrif, wat jou stem is en jou anker is en jou kompas in hierdie lewe is. Ek wil so saam met Brigitte stem vanoggend, dat ons wil jou leer in oggende soos hierdie, dat jy 'n geoefende stem sal kry, 'n geoefende hart sal kry, dat jy nie moeg sal raak nie. Ek kan onthou in hierdie gemeente, ek is nie 'n groot aanbidder nie, omdat ek altyd dink ek kan nie mooi sing nie, maar in hierdie gemeente het ek geleer om langer te aanbid, om langer te kan staan, om langer woorde te kry, meer skrifte te kry, terwyl ek aanbid, groei ek in my verhouding met hom. Ja, dit is so, soms is die Here stil, maar in daardie stilte sê die skrif, dat jy moet uitroep, en jy moet hom prys en lof gee, want hy kom woon onder die lofsange van die heiliges. Hy is onder jou, hy is in jou huis, en die Here wys my op hierdie oomblik, dat baie keer is in jou huis, en jy weet jou vrou en man is herrens in die huis, miskien in die tuin, in die garage, jy weet hy is daar, maar jy sien hom nie op die oomblik nie. En so sê die Here, ek is in jou huis. Ek is in jou huis, ek is 'n huisgenoot van jou, sê die skrif. En daar gebeur wonders wanneer jy my gesig sien en my teenwoordigheid herken. Maar baie van ons kan dit voorgee. Die Here sê, vergeet van voorgee, jy moet ingee en oorgee. Ek bid, Here, dat die Heilige Gees vanoggend so sal rus op elkeen, Here, wat moed en krag en wysheid nodig het, Here. Kom sit saam met hom en haar daar in die sitkamer vandag in hierdie week. Miskien na die diens, dat jy 'n afspraak het ook met die Here. Dis so ongoing, dis so ononderbroke. Op die oomblik kan jy dalk 'n bietjie steak eet saam met hom, maar na die tyd saam met hom koffie drink en saam met hom in die tuin stap, soos wat Adam saam met hom gewandel het en met hom gepraat het, en soos Moses 'n vriend van hom verklaar was en met hom gepraat het. So is dit beskore vir jou ook. Ja, jy wat dink ek is ver weg en ek het te veel donkerheid en sonde in my, dis juis jy wat hy mee praat en sê, ek wil met jou praat. Here, ag, lei ons in hierdie dag, Here. Gee my die woorde wat u hartklop, Here, deurdring. Here, mag, Here, die woorde van die Heilige Gees so rus op elkeen vanmôre uit die skrif uit, Here. Here, ons het dit so nodig. Ons het dit so nodig, Here, ons roep uit. Wil jy nie so daar waar jy staan, wil jy dit nie net erken nie? Ek het dit nodig. Wil jy dit nie net vir jouself sê nie, want as die begin ek het dit so nodig. Ek het so nodig dat die water van die lewe oor my spoel.
Ek het so nodig om nuwe hoop te hê. Ek het so nodig om te weet, Here, U loop saam met my. Ek het so nodig om te weet, ek is nie alleen nie. Ek het so nodig om net te weet, Here, U is nog by my, al voel ek bietjie alleen. Here, ek embrace U beloftes vandag. Seën dit vir elkeen wat dit hoor vanoggend en gewillig is om U te volg, Here, vrywilliglik, Here. Wat nie voorgee nie, maar wat ingee en oorgee, soos wat U ons roep om te lewe. Ons bid dit, Here, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. Jy is so welkom om vir 'n oomblik jou sitplek te neem. Ek het hierdie laaste paar weke berei mense voor en ek wil regtig vanoggend, ek het so iets besonders wat ek met jou wil deel, maar ons is nog steeds besig uit die lesse van die disippels en is so besonders hoe die disipel van Matteus my so aangeraak het die laaste 2 weke. Ek wil jou lei na iets toe vanoggend, miskien is dit 'n 2 weke 'n reeks wat ons moet na kyk, weet, maar ek wil hê jy moet mooi luister vanoggend, want miskien is jy vasgevang in die storie van Matteus ook vanoggend. Miskien het jy roep jy uit na is wat ons sing, God is so betroubaar. Terwyl ons sing, dink ek sommer net aan die woorde van 2 Timoteus 2 vers 13 wat sê, God is getrou. Die mens is dalk ontrou, maar God kan homself nie verloon nie. Bedoelende, hy bly getrou, hy bly getrou, hy bly geloofwaardig, hy bly betroubaar. En miskien het die Here jou op 'n keer uitgedra en het jou deurgedra. Miskien sit jy vanoggend hier so en jy wonder of die Here my hierdie keer sal kan deurdra. Wat ook al jou situasie is. Ek dink aan Matteus, terwyl ek so voorberei, dink ek aan Matteus. Hy's geroep van 'n tollenaar. Hy's geroep om van SARS gebou af in die kerk voltyds te kom werk. Dis 'n keuse, is 'n groot keuse gewees. Die skrif sê, Matteus moes alles los en hy moes Jesus begin volg. Hy het 'n goeie werk gehad, hy het sekuriteit gehad, hy het rykdom gehad, hy het gesettel, hy was gemaklik in sy lewe gewees. En hier kom God se stem en hy roep hom en hy draai sy lewe so 'n bietjie op sy kop en hy moet 'n geloofsbesluit maak om as 'n geroepene te lewe. Maar mense, die skrif sê, en jy moet mooi luister vanoggend, want dis baie tussenin. Die skrif sê, ons is almal geroep, ons almal in hierdie wêreld is geroep om tot bekering te kom, maar almal kom nie tot bekering nie. En Matteus is geroep, en dit vat geloof van hom, en hy sit sy werk eenkant, en dan sien ons hoe hy gestuur is om saam met Jesus te wandel, saam met Jesus 'n pad te stap, en dit vat geloof van hom, want sy vriende spot hom en sy familie haal hom uit die besigheid uit, en sê, hoorie, so as jy hierdie rabbi wil volg, wat jy sien, daar was baie rabbies gewees, baie rabbies het gekom en gesê, ek is Jesus, ek is die belofte wat gaan kom, en dan het mense hulle gevolg, en dan na so 'n paar jaar, dan kom hulle tot niet en sê, dit is toe nie gewees nie. So hierdie keer kom Matteus en sê vir sy ouers, ek het die rabbi gevind, en hulle sê, hoor die rustig net, hoor die so, maar hy gee alles. Is so 'n geloofsbesluit wat hy moet doen, en uiteindelik roep die Here om te gaan, en disippels te gaan maak, en mense te koop, en ek het nou nog nie by my boodskap gekom nie, maar ek wil vir jou iets sê, wat vir my uitstaan in die lesse van Matteus, en ons gaan 'n bietjie na ander skrifte kyk, maar hy het alles gelos, hy het letterlik alles gelos, en hy het Jesus begin volg, en dan kom ons in die Matteus, dan lees jy, hy het gestruggle met groot goed in sy lewe, en dan moet hy mense vergewe. Dan kom Jesus, dan praat hy met Matteus, dan sê hy, jy moet leer om 70 maal 7 keer te vergewe, en dan strip Matteus hom eintlik, en sê, dit is nie moontlik nie, hoe kan 'n mens so vergewe? En dan uiteindelik, dan sien ons hoe Matteus
die groot oproep maak aan die einde van Matteus en sê, gaan dan heen. En is hierdie groot besluit, ek moet disippels gaan maak. Jesus is nie meer by ons nie, maar ek vat hierdie geloofsbesluit en dan som ek dit vinnig vir jou alles op, wat hy daar so in Matteus 19 vers 26 sê, wat ek wil by uitkom vanoggend is, dat jy kan sê wat jy wil, jy kan sien dat mense is onbetroubaar, jy kan sien dat, hoor jy sê, jou kinders is partykeer ongehoorsaam en jy soms ongehoorsaam, maar God wil jou vanoggend herinner, en is so sterk op my hart, dis soos 'n waslaag oor my, om jou vanoggend te kan sê, dat by mense lyk dinge soms onmoontlik, maar by hierdie God wat ons dien en eer, en wat ons volg, niks is onmoontlik by hierdie God nie. Het laat my dink aan Job 42 vers 2, wat sê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie, want by u is alle dinge moontlik. Mense, jy kan geroep wees, onthou, as jy tot bekering kom, jy's geroep, as jy nie tot bekering kom nie, jy's in elk geval geroep, want God roep jou, sy stem roep jou en sê, kom volg my, kom volg my, kom volg my, kom volg my. En dan nooi hy jou na 'n beloofde land toe, hy nooi jou na iets groter as jouself, hy nooi jou en sê, jy is genooi, ons almal is genooi om by die tafel te kom sit, sê die skrif. Party het nie opgedag, en dan sê hulle, gaan na die strate toe, en gaan nooi nou die ongenooides toe, want die genooides wou nie gekom het nie. Maar almal is genooi, en vir almal is hierdie pad gemaak, vir elkeen. Daar's 'n pad voorberei, God se plan. En ek sê weer vir jou, want hier is die kruk van dit alles, almal is geroep om in te gaan in die beloofde land in, maar almal het nie in die beloofde land ingegaan nie. Ene mense, en hierdie is 'n beautiful story, en ek hoop ek kan dit vir jou so deurgee, soos die Here dit op my hart gelê het. Almal is geroep, almal is geroep, almal is uitgenooi, almal is genooi om by die tafel te kom sit, almal is genooi om die stem van die Here so duidelik te kan ervaar in sy lewe, soos wat Moses gehad het. Maar almal doen dit nie, almal daag nie op nie. En ek kan dit vir jou bewys, dis die Ou Testament, wat hy die Israeliete uitroep, 3 miljoen Israeliete, wat uittrek uit Egipte land uit, 3 miljoen mense. Hulle is almal geroep om te sê, daar's iets groters vir julle, hou net vas aan die belofte, daar's iets mooiers vir julle, hou net vas, wees gehoorsaam aan hierdie God. En dan sien ons in die einde van hierdie storie, mense, 2 uit 3 miljoen het die beloofde land ingegaan. 2 uit 3 miljoen uit. Ek gaan dit nou vir jou wys, en alles, jy wonder nou daaroor, 'n paar 600,000 saam met daai 2, maar hy het gesê, omdat hierdie geslag my ongehoorsaam is, toe hulle die beloofde land gaan verspieder het, met die 12 verspieders, het 10 teruggekom en gesê, dit is groot stede, dit is groot en versterkte stede, inteendeel, daar's reëse, en dat, ons sal nooit dit kan doen nie, en God het 'n absolute weerstand gekry teen daai 10 verspieders, dat hulle 'n ongesonde en 'n ongehoorsame berig gebring het teen die wil van God. En die skrif sê, dat hy daai 10 verspieders met plaag getref, hulle al 10 is dood, en God het 'n belofte gemaak. Bly net gou by, mense, God het 'n belofte gemaak, toe hy dit hoor, toe sê hy, hierdie geslag sal nie die beloofde land sien nie. En net die mense wat 20 jaar en jonger is, sal die beloofde land sien. Jy kan dit alles gaan lees in Numeri 13:14. So met ander woorde, almal wat ouer was as 20 jaar, het God net laat rondloop in die woestyn, om en om en om, totdat daardie geslag uitgesterf het, want God het beloof, julle sal daai beloofde land nooit sien nie. Ek gaan nou daarby uitkom. Maar mense, elkeen van ons is geroep, en het verg 'n soort geloof. Hierdie weke wat verby is, vra ek die Here, Jesus, hoe bly mens staande te midde van al hierdie goed wat gebeur? Weet, hoe gaan mense aan as daar geliefdes verloor word? Weet,
wat vat dit van 'n mens? En God antwoord en hy wys my so mooi uit die skrif uit, dit verg 'n soort geloof, daar's 'n soort geloof, 'n gesindheid van geloof, wat beloftes en profeseë moet in besit neem. Ek hoop die woorde slaan vas in jou hart vanoggend. Ek hoop iets slaan vas in jou hart vanoggend. 'n Mens stap nie net in die beloofde land in outomaties nie. Jy moet leer om 'n soort geloof te kan handhaaf, 'n tipe gesindheid van geloof, want mense, luister mooi. Jy maak staat op jou mooiste profeseë wat jy gehad het oor jou lewe. Jy maak staat op die grootste profeseë wat jy al gehad het, die beste profeseë. Maar jy gaan bly waar jy is, want jy is net geroep. Jy's net geroep. En as jy gaan bly waar jy gaan bly, hy sê jy moet begin beweeg. Want baie van ons staan stil en sê ek is nou hier in die kerk en ek beleef niks nie, ek kry nie die waarde daarvan nie, maar jy moet beweeg. En in hierdie beweeg bewys God aan jou sekere dinge, en dan in die beweeg sê hy, daar kom 'n plek wat jy moet ingaan in hierdie beloofde land in. Jy sien, as God 'n belofte gemaak het, mense, God bly getrou. Die mens is ontrou, maar God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. As God 'n belofte gemaak het aan jou, dan sal hy dit laat waar word. Hy sal dit laat waar word. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here praat met my en dan kom hierdie woorde by my op en sê, God sê, ek is iemand. God sê, ek is ook ergens heen op pad en daar is iets groots wat gaan gebeur. Dit is die opvatting van hierdie absolute wonderbaarlike, onmoontlike God wat ons dien. As die Bybel sê, hoor jy, die vyand kom op een manier, dan sê die skrif, maar hoor jy, hy sal in 7 verskillende maniere sal hy van jou af wegvlug. Ek glo die skrif. Ek glo die God wat dit gesê het. Ek glo dit. Geen wapen teen jou gesmee, maar die sal tot uitvoering kom as jy die Here vertrou nie. Jy moet die beloftes van God en ek wil vir jou ietsie gou noem. Baie mense sê daar het net 2, Caleb en Joshua en Caleb. Hulle is die enigste 2 mense wat in die beloofde land ingegaan het, nê? Hulle is die enigste 2 wat in die beloofde land ingegaan, saam met die nuwe generasie. Mense, julle moet nou bybly hierso, want jy weet, dis die kruks van die saak hierdie, nê? Gaan lees jou Bybel, Numeri 13-14. Net 2, Caleb en Joshua, het in die beloofde land ingegaan, saam met die generasie van 20 jaar en jonger. Die res het almal uitgesterf, want hulle was ongehoorsaam aan hierdie God, wat gesê het, moenie dink daar is iets vir my onmoontlik nie, en hulle het hom beproef. En hulle het gememoreer en gemoun. Ok. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, daar was 3 mense wat die beloofde land ingegaan het. Weet julle dit? Daar was 3 mense wat die beloofde land ingegaan het. Ek wil dit gou vir jou bewys. Josef, 200 jaar voor hierdie verspieders uitgestuur is. 200 jaar voor dit, is Josef die seun van Isak, wat julle die storie onthou, hy's verkoop as 'n slaaf, want hy het 'n roeping op sy lewe, hoor mooi, hy het 'n roeping op sy lewe, sy broers is so jaloers op hom, want hy sê, hoor jy, so hy praat met God, hy sien drome, en dan sy broers so jaloers op hom, dan verkoop hulle hom, hulle gooi hom in 'n put, hulle vat hom na Egipte toe. Is my alarm wat so afgaan daarso. Sê vir hulle, my moet steel, hy is verseker. Alright. En dan, hy is van die put na die paleis gevangenis, van die gevangenis is hy na die paleis toe en tweede in beheer gesit. Josef, mense, julle moet sy storie gaan lees, ek kan nou nie alles so sê nie. Hy is tweede in beheer. Josef doen iets amazings in die land. Hy's net onder Farao en hy red hierdie land. Hy red Egipte. Dat al die nasies van oral af kom na Egipte toe en Josef doen iets amazings daar. Nou hoor gou hier. Hy skryf hierdie woorde toe en dis waar ek wil uitkom. En Josef
het die seuns van Israel laat sweer en gesê, wanneer God op julle ag gee, bring dan my gebeente hiervandaan op. En Josef het gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het Josef gebalsem, en hy is in 'n kus gesit in Egipte. So sluit Numeri af. Dan begin Eksodus 400 jaar daarna. Is hulle in ballingskap. Hulle is in Egipte. 'n ander koning het oorgeneem, wat nie vir Josef ken nie, en hom ook nie krediet en gee nie. Maar ek wil hê jy moet hierdie woorde hoor. Daar's 'n belofte aan Abraham en Isak en Jakob gegee, dat ek sal 'n vader van jou maak van nasies. Ek sal 'n vader wees vir julle. Ek sal julle seën en ek sal julle na 'n plek toe vat, naamlik Kanaan, die beloofde land, as julle my gewilliglik volg. En hierdie belofte is van seun na seun na seun oorgedra. En uiteindelik kom ons by Josef, en mense, hier is dit, jy het 'n tipe soort geloof nodig, wat jou gaan laat deurdring in hierdie lewe. Jy het 'n tipe soort Josef geloof nodig, 200 jaar voor die verspieders uitgestuur is na die beloofde land toe, het Josef al hierdie woorde gesê en gesê, wanneer God julle uitlei uit hierdie land Egipte, dan wil ek hê, julle moet my bene saam met julle dra. Mense, hierdie is vir my so kosbaar, en hy sê, hierdie profetiese woord wat sê, hy sê letterlik daarop, hy sê, julle moet my 'n belofte maak, dat julle my nie gaan begrawe hier in Egipte nie, maar dat julle my bene sal vat, want ek is so oortuig daarvan, mense, hy is so oortuig daarvan, dat God het hierdie belofte gemaak, en al sterf ek in die rigting van my belofte, let it be. En ek wil vanoggend vir jou noem, daar's 'n soort geloof, 'n gesindheid van geloof, wat God die mens na roep en sê, dis 'n Josef soort geloof, wat sê, gee my krag om aan te hou te probeer, tot ek sterf. Die Engelse man sê dit so mooi, hy sê, I will die trying. I will die trying. En mense, as jy wil volhou in hierdie lewe, ek is van niks anders oortuig in my lewe, as hierdie feit van hoe die Here op hierdie stadium in ons gemeente, in ons samelewing, in ons gemeenskap van gelowiges in hierdie dorp mee 'n woord gee en sê, selfs al maak ek dit nie, julle sal my nie kry waar ek begin het nie. Ek gaan beweeg. En ek gaan beweeg in die rigting van my roeping. Ek gaan beweeg in die rigting van waar God my roep. En al maak ek dit nie, al sterf ek sal sterf terwyl ek glo. Al maak ek dit nie, ek sal sterf terwyl ek hoop. Al maak ek dit nie in hierdie lewe op aarde nie, ek sal beweeg in die regte rigting en ek sal sterf met die wete, ek het vertrou. En as ek dit nie maak nie, dan weet ek, my kinders se kinders sal dit maak, want ek wys hulle die rigting waaraan om te stap. Ek gee hulle die voetspore om in te loop. Ja, mense, en ek gee vir hulle die fondasie. And I will die trying. Ek sal aanhou probeer in die roeping en in die rigting van my lewe, want God het dit beloof. En dan kom hierdie woorde op, God bly God. En hy doen wat hy wil, want hy moet sy plan laat funksioneer in sy groter doel. En mense, partykeer werk dinge nie uit soos wat ons wil nie, but I will not. Ek wil nie hoop verloor nie, ek wil hoop hê in die rigting van. Ek sal aanhou probeer tot ek sterf, sê Josef. Dis die soort geloof, 200 jaar. Dan word sy gebeentes
letterlik in Egipte gebalsem, vir 400 jaar. Ek wonder in wie se huis, of waar het hulle dit gebêre, maar sy sakbene is daar, hoor jy so eers, wat almal dit kan sien, en hulle begin hoop te verloor, en sê, Josef het seker vir ons gelieg, Abraham het seker vir ons gelieg, want is 400 jaar wat ons nou vassit in 'n plek, maar God het gesê, in Matteus 19, dat God sê, niks sal vir my onmoontlik, as God sê, jy kan iets wees, dan sal jy iets wees, as God sê, jy kan iets bou, dan sal jy iets bou, as God sê, ek wil iets doen, dan sal jy dit kan doen. Jesus, mense, nou kon jy daar amen sê, want God sê dit, God lei jou. Mense, bene verteenwoordig altyd legacy, bene in die geskiedenis verteenwoordig nalatenskap, bene in hierdie konteks verteenwoordig die beloftes van God. En ek wil jou vra vanoggend, wie se bene dra jy rond? Die skrif sê, ons het 'n wolk van getuienisse om ons, Hebreërs 11, as ons kyk na Job, en ons kyk na Salomo, en ons kyk na Moses, en ons kyk na al hierdie Abrahams, en ons kyk na al hierdie mense, en sê, wie se bene draai jy saam met jou? Want jy het bene nodig om saam met jou te dra, wanneer tye taaf raak, wanneer jy verdwaal in die woestyn, wanneer dinge droog raak en daar's nie water om te drink nie, dan kyk jy na hierdie sakbene en sê, ek onthou Josef het vir ons gesê, wanneer God julle hier uitlei, vat my saam en begrawe my in die beloofde land. Ja, wat 'n groot geloof het Josef nie gehad nie, 200 jaar, ek soek daardie soort geloof, gee my krag om aan te hou probeer, al moet ek sterf, al gaan ek sterf. Jesus, mense, daar is so mooi simboliek daarvan. En nou so by the way, ons is die generasie van Caleb en Josef. Josua, ons is daai generasie. Ons sien daai generasie besig om te ontsluit van jong mense wat sê, ons soek iets, daar's iets meer in godsdiens. God roep ons weer terug na die paradys toe. Ja, so 'n mooi storie oor die paradys, ek wil net vinnig vir jou noem, dit is my so amazing, die openbaring hierdie week, God kom en hy maak vir Adam uit die stof van die aarde, en dan maak hy sy sy oop, hy sny sy sy oop, en dan haal hy een van die ribbes uit, net so by the way, 'n grappie, jy weet, Eva was so jaloers geweest, hy het elke aand Adam se ribbes getel, né? Okay, julle gaan hom later vang, né? Okay, maar, hy sny Adam se ribbes, sy kant van sy sny hy oop, en hy haal een van die ribbes uit, en dan vorm hy die bruid, die Eva vorm hy die bruid, en toe Adam haar sien, dan sê hy hierdie woorde, been van my been en vlees van my vlees, dan bedoel hy eintlik, ons is een en dieselfde, ons lyk dieselfde, ons is een, hou vas. Dan is daar 'n geskrif in Psalms 32 wat sê, nie een van Christus se bene sal gebreek word, as hy daar op die kruis hang nie. En dan vat ons jou na die Nuwe Testament toe, dan hang die ou aan die linkerkant, aan die kruis, en dan word sy bene gebreek, want hulle wil hom gouer laat doodmaak. Dan breek hulle sy knieë en sy bene. Weet julle dat daai ou verteenwoordig die eerste Adam? Want daar die woorde wat Jesus vir hom sê, dan sê hy, vandag nog sal jy my sien in die paradys. Jy sien, hy verteenwoordig die eerste Adam, wat geval het in sonde, wat gemaak het dat hierdie Adam nie meer saam met Jesus, saam met God kan loop in die tuin nie. Hy het geval in die sonde. Hou dit net. Die tweede ou aan sy linkerkant verteenwoordig die duiwel, want hy gebruik hierdie woorde en sê, as jy die seun van God is, red jouself. Hy verteenwoordig die duiwel, wat uit sy hemelse plek uitgewerp is, en in sy gevalle toestand is. Maar hulle kom by Jesus, breek hulle nie een van sy bene nie. Want dit het aand geword, en dit het die volgende dag is Sabbat, en die Pasga het omgekom, en sonder dat hulle weet
vervul hulle 'n belofte en 'n profesie dat nie een van Jesus se bene gebreek gaan word nie. Net so by the way, ek werk nog aan die Openbaring bietjie, maar God kom en hy sê, die bene is gebreek, die val van Adam, maar vandag sal jy my sien in die paradys. Hy herstel dit. Is 'n gesindheid van geloof. Vir die ander ou sê hy, red jouself van nie, en hy los. Maar hy word met 'n spies in die sy gesteek en water en bloed loop uit. Water en bloed is altyd 'n elemente van geboorte. Water en bloed. En hier word die kerk gebore, mense. Uit sy uit word die kerk gebore, dan gebruik hy die woorde, elke keer as jy julle nagmaal gebruik, dan is julle been van my been en gees van my gees. Ons is een en dieselfde. Ons lyk dieselfde. Mense, daar's iets rondom die skrif wat sê Josef kry daai soort geloof. Dis 'n belofte. Die kerk word gebore. Jy's die voete en die hande van Christus. Daar's 'n wolk van getuienisse wat sê daar's bene wat jy saam met jou moet dra. Jy dra jou ouma saam met jou. Dra jou mentor saam met jou. Dra die woorde van jou pa saam met jou. Dra die woorde van 'n pastoor of van God en belofte saam. Wat dra jy saam met jou? Die tweede ding is, ons sal nou by alles uitkom, en dan kom ons by Caleb. En hierdie Caleb, ek weet nie of jy weet nie, maar die woordjie Caleb beteken to be faithful and to be wholehearted and to be loyal and devoted to God. Dan gebruik hy hierdie, ek weet nie lekker om haar uit is weer raging with canine madness, is dit reg? K9, okay, ek dink weet hoekom ons sê hulle K9. Raging with K9 madness, aggressiewe waaksaamheid. Dit is wat die naam Caleb beteken. In Numeri 13 kan jy die bekende storie van die 12 verspieders wat uitgestuur word. Dan het Moses uit elke stam, 12 stamme, hoor gou, het hulle die dapperste man gekies uit elke stam. Die mees betroubaarste manne uit elke stam het hulle gekies. Hulle het manne gekies wat geloofwaardig en betroubaar is om vir 40 dae die land te gaan verken. En dan kom die 10 terug en gee 'n bose verslag. Ek wil nou nie daarop, wat vrees en angs in hierdie kamp van die Israeliete, dat so dis net onmoontlik. En dan staan Caleb op, en jy kan dit gaan lees, Numeri 13:30, dan sê hy hierdie woorde. Ek dink ek het dit hierso, dan sê hy, en Caleb het die volk stil gemaak. Dit is my so amazing. Luister, ek wil nie hê dat julle my begin intimideer nie. Die meerderheid gaan nie, die beloftes wat in my hart is, gaan dit nie beïnvloed nie. Hy maak die volk stil, dan sê hy hierdie woorde, laat ons gerus opgaan en optrek. Die Engelse vertaling sê, we are well able to overcome it. We are well able to overcome it. Mense, dan in dieselfde konteks, dan sê God, ek sal nie, ek maak 'n eed, ek sweer dat die mense, ouer as 20 wat murmureer en wat my nie glo nie, hulle sal sterf en julle sal hulle lyke in die woestyn optel. Maar die geslag jonger as 20 saam met Caleb en Josua wat ten minste 45 was op daai stadium, hulle is die enigste 2 volwassenes wat sal ingaan saam in die koninkryk, saam in die beloofde land. Nou hoor net gou hierso. Hulle sal nie die land sien nie, maar Caleb en Josua sal ingaan. Hoor net gou hierdie mooi woorde. Maar my knegt Caleb, omdat hy 'n ander gees, omdat daar 'n ander gees in hom was, en hy het volhard om my te volg. Ek wil vir jou die tweede ding gee, mense, wat my hierdie week aangryp. Hoe maak 'n mens dit in hierdie gebroke wêreld? Hoe maak dit mense dit as alles om jou stikkend raak en jy raak droog en jy kom in 'n woestyn en sê, ek dwaal ek rond of is ek op pad? Kry
kry die gesindheid van Caleb. Wat vashou en nie laat gaan nie. Weet jy dat Caleb beteken eintlik hond? Caleb is hond in Hebreëus, in die mooi sin van hond. Ons het so 'n hond gehad wat langs ons bly, 'n varkhond. Ek dink nie dis regtig 'n hond nie. Hy moes saam met die bosvarke en die vlakvarke in die wildtuin rondgehardloop het, maar daar so wat die mense om varkhond daar langs ons. En as ou wagter uitkom, yes, dan is daai parkrand waar ons gebly het in rep en roer, want daai hond, ek regtig is 'n genuine storie. Hy het enige ander dier gebyt wat voorkom. En as hy byt, dan sluit sy kake. En jy kry nie daai hond los nie. Ons het alles opgelees. Wat doen ons as daai hond byt? Hulle het gesê, hoor hierso, 4 warm water. Ons het ketels gekook, daai hond het net gehou. Yskoue water, daai hond het gehou. Dan is daar 'n paar lelike goeders wat hulle gesê het, ons moet nou, daai hond het gehou. Caleb, hond geloof. Weet julle dat Caleb nie 'n Jood was nie? Gaan lees Numeri, dan sê hy, sy pa is 'n Jesuit gewees. Hy is ingekoop in die Israeliete, dis 'n ander preek op sy eie, wat, hy's ingeënt in hierdie ding. Ja, mense. Ek dink daar's te veel mense wat nie kry van God nie, wat niks of enigiets ontvang van God nie, want dit word so maklik van hom weggevat. Daar's 'n vrou wat 'n klein dogter het en sy's duiwel besete. Jy kan gelees daarvan Matteus 15. Dan kom die vrou, hy sê dit is 'n wat 'n vrou is dit nou weer? Kanaanitiese vrou of ietsie, wat nie 'n Jood is nie. Kom sit sy, dan sê sy, asseblief Here, my kind is duiwel besete, help my kind asseblief. Ek het dit nog nooit so raak gelees nie. Dan sê Jesus vir haar, waar is dit nou? Dan sê Jesus vir haar niks. Julle glo my nie, maar hy het niks gesê nie. Jette, hoorie, Suzelle, hulle gaan my nou nie glo nie, maar kyk gou daarso, Markus 15 vers 23. Die vrou kom, duiwel besete, Matteus 15 vers 23, en dan sê Jesus, en hy het haar geen woord geantwoord nie. Julle kan dit gaan lees. Ek dink daar sal baie Soteria mense wees wat seer gemaak is. Die Here antwoord my nie. Dis seker nie die wil van God nie. My gevoelens is nou seer gemaak, ek gaan nooit weer bid nie. Maar hierdie vrou het Caleb geloof. Dan sê sy, kom sy weer terug en sê, Here, asseblief, wees genadig. Dan sê Jesus vir haar, dis nie reg dat ek die brood van die kinders van God vir die hondjies gooi nie. Hoor nou hierdie hond geloof. So by the way, Caleb beteken hond. Dis nie goed dat ek die broodjies vir die Calebs gooi nie. Dis nie goed dat ons die broodjies en die krummels vir die Calebs gooi nie, want hulle hoort eintlik nie in die koninkryk nie, hulle is ingeënt, maar dan sê hierdie vrou, en kom sy uit met hierdie geloof, en sê maar, Here, ons eet selfs van die krummels wat van hierdie tafel afval. Dan antwoord Jesus haar en sê, vrou, ek het nog nooit sulke geloof in die Here, hele Jerusalem gesien nie. En dan net daar is haar kind genees. Mense hoor die woord van die Here.
Hou vas, hou vas, hou vas. Het bullterrier geloof. Moenie laat gaan nie. Moenie laat die volk jou stil maak nie. Ons ken al hierdie antwoorde, maar in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe nou, jy het geloof nodig soos Josef wat sê, ek hou vas. God het gesê, hy sal nie. Ek hou. Dis 'n belofte. En dan kry jy die Caleb. Daar's 'n ander gees in hom. Kan jy hoor? Daar's 'n belofte. Daar's 'n Heilige Gees. En dan kom ons by die derde ene, by die Josua. By die Josua. Weet jy wat beteken Josua? Jete, ek gaan julle nou sê. Is hy op? Okay, dankie. Josua beteken Yeshua. Josua beteken salvation of God. Yeshua beteken salvation of God. Jy weet, Moses kon nie die mense in die beloofde land inlei nie, want hy was die wet verteenwoordig. Hy kon nie in die beloofde land, hy het ongehoorsaam met die klip geslaan wat hy nie moes doen nie, maar imagine hy het die beloofde land ingaan, dan sal al die mense gedink het, ons kan die beloofde land ingaan, ons moet net die wet onderhou. Kan jy hoor, waantoe is God op pad? Dis 'n groter prentjie. En dan kom Josua en sê, ons het 'n Josua nodig, 'n Jesus nodig, om ons oor te vat, waar die wet ons nie kon vat nie. Weet julle dat Moses het 120 jaar gelewe? 120 in die Hebreëus is altyd 'n teken van die einde van die vlees en die begin van die gees. Noag het 120 jaar oud geword en net 8 mense is gered. Dis die begin van die gees, die einde van die vlees. Weet jy dat in Johannes 2 was daar 6 gallon waterkanne, wat elkeen so 2 of 3 ankers hou, 20 gallon, 6 maal 20 is 120, die einde van die vlees, die begin van die gees. Weet jy dat daar 120 mense in die bokamer was, wat gebid het en gesê het, hoor hierso, en toe val die Heilige Gees. Weet jy, dit is die einde van die vlees en die begin van die gees. En God sê, jy het 'n Yeshua nodig, en hier is my punt. Miskien kan julle my help daar, ek weet nou nie meer waar as ek op my notas hier nie. Wag, Joshua, hier is hy, daar is hy. Volg die Joshuas, wat jou sal lei na die Yeshua. Yes, mense, daar's nie 'n groter tyd in ons lewe nou, dat jy iemand nodig het. Jy sien, Josef het vir Caleb en Josua nodig gehad om die bene te dra. En toe het Josua vir Caleb nodig gehad met hierdie, ek hou vas. As ek vir my hond sê, kom ons gaan stap. Kom ons gaan stap, hoor hierso. As ons die woordjie stap gebruik, dan is hy reg. My hond het nog nooit gekla. As ons van krummels, hy is soos 'n stofsuier. Hy eet alles op. Hy's dankbaar, hy eet alles op. Jy sien, Josua het vir Caleb nodig gehad om sê, kom, ons gaan dit maak. Ek is soos 'n Jack Russell, ek kan loop, ons loop hierdie mense dood in die woestyn. En dan uiteindelik het Caleb vir Josua nodig gehad en sê, ons kom nou hier by die Jordaan, vat ons oor. En Josua lei hierdie volk na die beloofde land toe. Mense, ek gaan hier vir jou afsluit, want daar's 'n belofte, Josef. Daar's 'n Caleb, die Heilige Gees. En daar is 'n Yeshua, Jesus Christus, die belofte, die Heilige Gees en die Seun. En jy kan besluit vanoggend deur hierso, ja, soms het ek die Jesus nodig, maar soms is jy die Yeshua vir iemand, wat sy geloof net deurtrek
waar ek nie kon gewees het as dit nie vir jou was nie. Caleb het Joshua het Caleb, Josef het vir Caleb en het ons nie so mekaar nodig nie. Ek gaan jou lei na hierdie wonderlike nagmaal toe, dat jy vanoggend, die skrif sê dit so mooi, hy sê, Johannes 6 vers 57, dink ek sê, ek lewe deur my Vader. Ek lewe deur die een wat my gestuur het, en jy sal ook lewe as jy my eet. Jy sal word been van my been en gees van my gees. Want jy dra die bene van beloftes, been van my been. Beloftes simboliek. Jy is wie ek sê jy kan wees. Pas op, dat jy nie geroep is, en so trots daarop is jy bly, en jy beweeg nie. Pas op dat jy geroep is, en jy beweeg nie, in 'n verkeerde rigting nie. Pas op dat jy geroep is, en jy volg nie, die Caleb en die Josias in jou lewe nie. Dit kan fisies wees 'n leier, kry iemand wat jy vertrou. Dit kan geestelik wees, Jesus is die beste. Maar soms het ons 'n fisiese Josia nodig. Ek gaan die gemeente vra om saam met ons hierdie nagmaal te gebruik. Ek het daai soort geloof nodig. Ek soek daai geloof. Josef, wat 'n belofte het. Wat sê, al sterf ek sal aanhou probeer. Al sterf ek sal sterf met hoop. Ek het Josef geloof. God het gesê, ek vertrou dit. God het gesê, maar dit lyk nie so nie. Nou is ons in 'n gevangenis hier. Ek hou aan glo. Ja, mense, die duiwel wil ons 'n gebroke gees gee. Hy wil ons gees breek. Soos wat hy die Israeliete se gees gebreek het. Maar selfs al kom jy op voelklip geloof, dat jy so gebreek is, dat God sê, jy kan nooit so gebreek wees, dat ek jou nie uittel nie. Mag daar langs jou pad Josias kom, wat sê, kom ons gaan oor hierdie Jordaan, is onmoontlik. Jy het daai Josias nodig wat sê, jy inspireer my. En toe Josua met die ark in die water loop, wat die Jordaan in volle vloed was, het hy opgebou en hulle is op droë grond deur. Is so amazing. En toe hulle aan die ander kant kom, toe is hulle in Jericho, groot stede, mure. Maar Josua gee hulle opdrag en sê, loop, loop, loop. Miskien sit jy hier vanoggend met mure van finansies, mure van siekte, mure van uitdagings, of mure van, ek het gekom tot waar ek dink ek kan kom. No ways. Met my God spring ek oor 'n muur. Met my God sal hy die mure afbreek. En ek weet mense, net vir 'n oomblik, maar ek hoop dit maak sin vir jou, dat jy nie in die slaap raak nou nie. Dat jy uitgaan en sê, ek het Josef geloof nodig. Het jy nog beloftes? Dra my bene saam met jou. Ja, mense, en as jy moed verloor, sit daai bene op jou huiskas. Sit daai bene in jou kamer, plak daai bene teen jou spieël, plak dit in jou hart, en ek herinner my aan elke belofte van God wat sê ja en amen. En
En word ons teleurgesteld in hierdie lewe, oh yes. Maar as ek op pad na die beloofde land, as ek op pad na iets groters toe, die paradys, dalk nie 'n plek nie, wat oorloop van melk en honing, wat oorloop van die geestelike, die oorloop van die geesteswaarhede van ons lewens. Dalk nie 'n fisiese plekkie op aarde, maar hier is 'n geestelike plekkie in my hart, 'n land, wat ek vrede het, oorvloed het, vol van die Gees is. 'n vriend van my vra my nou die dag, Jesus, die mense, en hy vang my so uit, hy sê, waarvoor bid jy elke? Ek bid, Here, seën my kar in die breek, Here, gee my nog besigheid, Here, help my dat ek nie siek word nie. Waar's die gebede? Waar's die genuine gebede? En sê, Here, maak my weer vol van die Gees, Here. Here, maak my weer soos wat Jesus is, en maak my weer geduldig, gee my krag, gee my die selfbeheer, Here, vul my. Want dan gebeur daai goeders redelik outomaties soms, of ek kan dit hanteer. Kom ons deel hierdie nagmaal uit, en die mense wat ons help daarmee, ek gaan jou nooi asseblief, as jy die broodjie vat vandag, gaan sê hy, Jesus, hierdie liggaam is gebreek. Luister gou mense, terwyl jy die broodjie eet, my bene, daai bene aan die linkerkant is gebreek, die val van sonde. Hy kon nie meer loop saam met Jesus in die paradys nie. Maar vandag sien jy my in die paradys. Ek herstel jou bene, dat jy weer saam met my kan loop, met my kan praat. Ek restoreer, ek herstel. Dis 'n gesindheid. Die ou aan sy regterkant het nie die gesindheid gehad en hy het vervalle gebly tot vandag toe nog. As jy daai broodjie vat vandag, hy's letterlik, daar's 'n verbond wat met jou gesluit is. Jy is 'n nageslag, jy is iemand, jy is ergens heen op pad, daar is iets groots wat kom. En mense, al sterf ek, kyk gou vir my, al sterf ek is op die regte pad, ek is in die regte rigting, ek trek mense saam met my, hulle is nie scattered, hulle kan aanbeweeg, aflosstokkies, Abraham en Isak en Jakob en Josef, Caleb en Joshua, en vandag gee hy die stokkie aan jou oor en sê, Jesus, jy moet daai geloof hê in jou hart. Bull terrier geloof, Caleb geloof, hond geloof, wat gryp en nie los nie, wat tevrede is met krummels. Weet jy wat kan God doen met krummels? As jy dit in die regte gesindheid vat, weet jy wat doen hy met saad, al is dit net een saad? Weet jy wat doen hy met 'n gesindheid van geloof, as jy sê, Here, doen iets met hierdie bietjie, ek weet jy kan dit doen, mense, jy sal verbaas staan. Kry Josef geloof, kry Caleb geloof, kry Joshua geloof, lei iemand, word gelei, oor die berg en die riviere, na die kruis van Jesus Christus. 'n Nuwe verbond sluit ek met jou vandag. In Eksodus 14, jy kan gaan lees, en dit is hoe Caleb deel geword het van hierdie geloof. Sê, as iemand die Pasga wil gebruik, dan moet hy eers besny word, voordat hy die Pasga gaan gebruik. Maar as hy die Pasga gebruik, dan sê hy, beskou hom as 'n kind in hierdie land. Eksodus 14 gaan lees het. As jy vanoggend hierdie nagmaal gebruik, dan sê ek sluit 'n verbond met jou. Jy is eintlik soos 'n hond wat 'n scavenger is. Hulle het nie troeteldiere daai tyd gehad nie. Hond was 'n slegte ding. Caleb was eintlik uitgeworpene, maar hy het ingeënt geword, soos die nagmaal vandag vir jou iets kan beteken. Terwyl jy dit gebruik op jou eie tyd, dalk van julle het reeds, luister na hierdie lied, wees geseënd, Josef, Caleb, Joshua, wees geseënd. What can wash away my sin? Nothing but the blood
found I know nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this I plead, nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. As jy gewillig is en na my stem luister, sê die skrif, dan sal jy van die goeie van hierdie land eet. Sy belofte het nooit verander nie. Hy is die God van gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Maar vanoggend is 'n draaipunt in jou geloof en in jou lewe. Jy is gewaarsku dat jy is geroep, dis die wonder. Maar baie wat geroep is, het gesterf in die woestyn en nooit ingegaan nie. En ek pleit vanoggend by jou, sê die Here, ek wil alles vir jou wys wat ek vir jou kan wys. Ek wil vir jou alles sê en vir jou alles doen wat ek vir jou kan doen. Maar luister na my stem. Die Bybel is baie duidelik daaroor, in die laaste tye sal daar mense wees wat jou mislei, selfs pastore en kerke. Maak seker, sê die Here, wanneer jy volg die Josua, wat jou supposed to be na die Jesus toe moet lei, eg en waar is. Toets dit aan my skrif. Maar dit is nie net vir die pastore en die leiers nie, dit is ook jy, wat soms 'n Yeshua, 'n Josua in jou lewe moet wees vir iemand. Nou is nie 'n groter wonder as die Here vir jou die Jordaan oopmaak nie, wanneer die Here deur jou die mure laat val nie, wanneer die Here deur jou groot en magtige dinge doen, tot die redding van. Ek wil jou oplig vanoggend in 'n nuwe standaard in. Miskien is dit al 3, miskien is dit een uit die 3, miskien 2. Kom Josef, kom Caleb, kom Josua. Ek stuur jou vanoggend met die krag van die Caleb, dat daar 'n ander gees in jou is. Dat jy nie soos die wêreld sal wees nie. Daar's iets anders in jou. Ek stuur jou Caleb. Ek stuur jou met 'n ander gees. Ek stuur jou Josef wat vashou my beloftes en nie afdwaal nie. Wat styf vashou. Ek stuur jou Josua wat net soos ek is. Ek sien jou in my en my in jou. Jy het so intimiteit. Mag die genade van God, die liefde en die Gees jou lei in hierdie dag om nuwe standaarde. As ons hierdie lied dan sing soos jy uitstap, mag jy geseënd wees, mag jy lekker eet, mag jy Calebs en Josuas en Josefs ontmoet en vir hulle dit wees. Ons bid dit jou toe in Jesus naam.